Ja, die boekfees, né, is oor die Valskerm Bataljon Verhale boek 2. Remind my hierna dat ek vir jou net die projek weer stuur, dat hulle dit behoorlik kan lees. Dit is vry en verniet. En ek en Liep sal daar die mense toespreek en bietjie vertel oor boek 2, ook oor boek 1 wat so suksesvol was. En dan die vrae en goed beantwoord. En julle gaan dan 'n volledige video maak from beginning to end, wat julle vir julle kan gebruik en ons sal hom ook gebruik op ons platforms. Dis reg. Ja, vanmôre se gesprek is sê my net eers, het daar enige vrae ingekom oor die onderwerp? Nee, mense het maar net soos gereageer oor daai berig wat in rapport was oor die boetes. Ja, wat was die reaksies daar? Ag so hier en daar het jy maar 'n clown gekry wat weet baie te sê het. Maar die meerderheid mense sê, weet veral vir die old school mense, ouer garde sê, weet daai goed is nodig. Dit moet in plek wees. Jy weet die samelewing het heeltemal te laid back geraak. Mense is te vinnig om te sê, jy weet Ja. ek is 'n mens, ek maak maar 'n fout, jy weet daai tipe ding. En die clowns, wat sê hulle, soos jy hulle nou noem daar? Ag jy weet mos die normale byname wat hulle vir jou het. Ek wil dit nou nie graag hier op die lug sê nie. Ander wat weer sê, weet dis nou die simpelste ding wat hulle al gehoor het. Onthou, dit is nou maar, jy kan nie altyd net een kant sê nie. Jy moet veral as jy 'n gesiene persoon is en jy is in 'n posisie, maak nie saak waar jy is nie. En dit sluit nou in of jy 'n politikus is en of jy 'n skrywer is en of jy 'n spesialis ondersoeker is of 'n businessman, kan jy nie sê I don't want to hear that, it's negative. Jy moet dit hoor en jy moet daarmee deel. En ons reageer nie op skinder en kakpraat nie, maar is altyd interessant om ek noem hulle die 20. Daar's altyd so 20 wat reageer veral op rapport se berigte. Ons is baie keer in die rapport en vir sake waarmee ons besig is en dit is goeie en suksesvolle stories, maar jy sal altyd, maak nie saak hoe goed en hoe effektief en hoe professioneel en hoe alles ons is, gaan jy altyd die 20 kry wat iets te sê het daaroor. Dit is in sy of haar se natuur en hulle bly daarbey. Maak nie saak wat se ander bewyse, inligting, meer inligting, inligting, totale inligting jy gee of bied nie. It's set in stone. Jy is bad, ons like jou nie en ons gaan jou beswadder. Maar anyway, kom ons los dit dan daar. Almal wat luister en wat gaan luister vir hierdie gesprek. Die maklikste manier om 'n beslissing te neem in die lewe is om ag te neem op die vraag en die antwoord daarmee gepaard gaan. Wat daarmee gepaard gaan. So hier's die vraag. En net 'n short sweet answer. Is reëls en regulasies nodig in 'n besigheid? Is reëls en regulasies nodig by skool? Is reëls en regulasies nodig in die huis? Het jy as persoon reëls en regulasies nodig? Is daar reëls en regulasies wat gevolg moet word met sport? Is daar reëls en regulasies wat gevolg moet word met diere, die natuur, politiek, polisie? Is reëls en regulasies nodig? Nou, kom ek maak die statement. As jy sê nee, then you're a fool. Dan kan jy maar sommer hier stop en dan moet jy nou maar gaan. As jy sê ja, dan kan jy saampraat. Maar die ou wat sê nee, moet miskien maar verder luister en laat die penny drop dat reëls en regulasies is nodig. Maar ek sal verbaas wees as enigiemand sou sê nee. Jy het die geringste aspek in jou lewe is daar reëls en regulasies. Altyd. Daar is rules of engagement, daar's reëls en regulasies oor enige vorm van kommunikasie, toetrede, fisiese toetrede, enigiets wat te doen het met beplanning, inwinning, besigheid, enigiets, jou infrastruktuur val onder reëls en regulasies. As jy 'n besigheid het en jy gee vir jou
werker. En onthou, hierdie is van toepassing op alles in ons lewens. En dit is van toepassing op die regering en dit is van toepassing op die Suid-Afrikaanse polisie en alle veiligheids- en sekuriteitsinfrastrukture, die justisie, alle prokureurs, advokate, besigheidsmanne, munisipaliteite, skole, alle infrastrukture tot in die huis, tot by 'n kind, waar 'n kind begin om sy lewe te begin lewe as, kom ons sê, op 'n jong ouderdom van graad 1 af, waar hy kan begin keuses maak, tot op die ouderdom van waar hy sy liggaam neerlê en sy laaste asem uitblaas, is reëls en regulasies van toepassing. En ek kan dit baie maklik verduidelik. As jy nou 'n besigheid het en jou besigheidspakket sluit in 'n kar wat jy vir die werker gee, gee jy net die kar of gee jy vir hom behoorlike duidelike instruksies waarvoor die kar gebruik moet word? Jy gaan vir hom sê, hierdie kar is nie vir privaat doeleindes nie. Jy kan nie met hom af gaan see toe en jouself geniet daar nie. Hierdie kar is vir werksdoeleindes. Hierdie kar moet jy oppas. As jy hom stamp en is jou skuld, dan gaan jy daarvoor betaal. Hy is onder assuransie, maar jy gaan die kostes dra, as daar verhoging in my assuransie is, gaan jy daai gedeelte betaal en jy gaan die bybetaling betaal. Jy gaan tog immers die reëls en regulasies van die voertuig neerlê. Hou hom skoon, hou hom netjies. Dis waar jy hom parkeer. Dis hoe laat ek wil hê jy moet in die oggend by die werk wees en dis hoe laat jy ry. Dit gaan die funksie van hierdie voertuig wees. Jy mag dalk gestuur word om dit, daai en die ander ding te doen, maar jy moet versigtig wees. Jy gaan verder vir die persoon sê, hy moet 'n drywerslisensie hê. Dis 'n reël en 'n regulasie. Hy kan nie uitstaande sake teen hom hê nie, want dan gaan jy nie vir hom die voertuig gee nie, soos dronk bestuur of enigiets anders dergeliks. Jy gaan eerder iemand kry en dan kies wat selfs daarbey insluit wat nie so 'n oortreding het nie. Dit is jou volle reg as besigheidsman. Maar daar is streng reëls en regulasies net met die voertuig alleen. Dink bietjie daaroor. So die antwoord is ja. Streng reëls en regulasies. Dis 'n voertuig. Dis 'n item, dis nie 'n lewende wese nie. Nou deel jy met die lewende wese. As daai ou vir jou werk, gaan jy net sê, alraai, daar's jou tafelwerk, of gaan jy vir hom sê, wat is die reëls en regulasies? Dis weer 'n ja, jy gaan vir hom sê. So jy gaan vir hom sê, alraai, kom ons vat enige administratiewe besigheid. Alraai, jy is hierso 9 to 5, jy het 'n teebreak 10 to 10:30, jy het 'n lunch 1 to 2. Dis jou ure en minute en sekonde situasie in hierdie besigheid. Stick to the rules, daar's die klokke op die mure. Don't take advantage. Enigiets wat jy van die tyd vir jouself inneem en nie vir die besigheid nie, is diefstal. Kom ek noem 'n simpel voorbeeld. As jy daar kom en jy om die hoekie en jy hou hom dop en jy sien hy's daar besig om 'n game te speel op sy komputer. Wat doen hy? Is hy besig om vir die company te werk? Is hy besig om die instruksies uit te voer van die baas in die besigheid? Wat doen hy? Hy pleeg diefstal. Tyd is diefstal. As jy iemand se tyd in beslag neem vir jouself, is dit diefstal. Tweedens, hy pleeg 'n wanvoorstelling. He says he's working for you, but he's not. He's playing a game and hy in 'n manier vergoed homself, om watter manier ook al. So dit is tog logies. Is vir my verbasend dat mense dit nie klik nie. En dan laastens, hy steel geld. Want hy kry betaling daarvoor wat hy nie geregtig op is nie. Dis tog diefstal. So dit is belangrik om hierdie goed te onthou, hoor. En baie besighede neem dit nie noodwendig in ag en hulle let dit slide. Nou hier wil ek 'n waarskuwing maak. As jy so iets laat slide, dan kan die volgende ou dit mos nou ook doen, en die volgende een, en die ander een. En wat het ons al voorheen gesê? As jy iets doen en jy kom daarmee weg, wat doen jy? Jy doen meer. Dan begin jy nou later
jy weet bietjie vat 'n petrolkannetjie saam, jy gooi ekstra petrol in jou 5 liter of jou paar 2 liter Coke bottels, want die petrol en die diesel is so duur vir jou privaat doeleindes of om van iemand te gee of iemand wat deel is van jou en jy begin bietjie admin papier steel en jy vat 'n pen of 2 en jy speel meer hier en daar games en jy gaan letterlik langer toilet toe as wat jy moet gaan en jy vind uit hoe werk die hele infrastruktuur in die besigheid en kyk of jy halfuur later kan er gaan en vroeër. Is ek besig om die waarheid hier te praat of praat ek 'n klomp kak? Ek praat die waarheid. Dit is die natuur van 'n werker, die mens in sy algeheel. Selfs al eie baase sal nie by die strengste reëls en regulasies van hulle besigheid bly nie, but hy still stay the boss. So hy is die een wat verlies ly. As 'n baas self bietjie knip hier en daar en dinge doen in sy privaatheid, het hy die volste reg om dit te doen. Maar op die einde van die dag, hy is die persoon wat daardeur verlies ly. So dit is sy straf, dis sy besigheid. As hy laat inkom en hy verloor besigheid daardeur, of hy loop vroeg en hy verloor besigheid daardeur, of hy is onwelvoeglik met sy voertuig en jy weet, vang nonsens aan en breek al die rules en regulations homself. Wie punish hy? Hy punish niemand nie en hy benadeel niemand nie behalwe homself. Hierdie is tog logika, is dit nie? Kom ons kom na meer strenger goed toe. As jy in 'n administratiewe besigheid werk, kom ons sê maar vir 'n besigheid wat te doen het met alles, aankope, deel met prokureurs, so nou en dan advokate, met die gereg, kontrakte en. Dink jy dit is toelaatbaar dat jy dinge deurstuur met spelfoute? Kom ek sê julle 'n skokkende ding. As ons as spesialisondersoekers, onthou jy kan nie net sê ja, maar Mike, dit geld vir julle want julle is spesialisondersoekers of vir prokureurs of polisie of die government nie. Hierdie is nou maar net 'n besigheid. So wat as daar hier en daar 'n woord verkeerd gespel word? Hier's die ding, weer eens, as 'n ding eers gebeur en hy word nie aangespreek nie en ernstig aangespreek, dan raak dit 'n gewoonte. Dit is die absolute narrative. It is how it is. It is what it is. As ons 'n ondersoek doen, mense het hom klaar afgehandel, sê maar 'n suksesprojek, arrestasie, ernstige saak en ons lewer ons dokumente. En dit gaan saam met die polisie hof toe. En dit verskyn in die hof en daar is spelfoute. Wat dink jy gaan die teenkant doen? Hy papierwerk word teruggestuur, veral in Hooggeregshofsaake. Die hof tolerate nie so iets nie. So jy moet jouself altyd skaar aan die hoogste vereiste as dit kom met kommunikasie. En dit wat vir my so bekommerd is, die ongeletterdheid. Maar deesdae met AI en Google en alles wat jy kan opsoek, kan jy maklik 'n spell correction en grammatika app aflaai wat jou help daarmee. Ons doen baie voice note projekte en dan word dit uitgetik deur 'n AI-sisteem met behoorlike Engelse grafika en grammatika en dit kan in verskeie kategorieë van Engels teweeggebring. Like spoken of hoogs Engels. So jy kan deesdae soveel kies en keer hoe jy jou Afrikaans, Engels en enige taal wat jy op dokument gaan plaas, kan korrek uitstuur. Maar die ergste is die kommunikasie onder WhatsApp en SMS. Die spelling is iets verskrikliks. En mense is haastig, hulle tik vinnig en hulle check nie. Maar op jou foon kan jy dit ook double check en dan net regstel, want jy kan net jy kry die opsie om te edit. Dit wys vir my 'n vorm van disrespek. As 'n ou vir jou WhatsApp stuur en jy kan omtrent dit lyk soos hierogliewe. Ja, ek verstaan as ou heavy emosioneel is en as 'n misdaad wat teen hom gepleeg word. Ek praat nou uit ons geleedere. En kliënte is versteurd en ontsteld en vrouens is miskien geïntimideer of beïnvloed.
Jy weet, daar's baie gevalle waar ons baie swak WhatsApps kry en ons neem die agtergrond in ag. Maar as dit kom by éventueel die saak ter tafel lê, dan vereis ons van hulle om deursigtig te wees met hulle kommunikasie. Hulle moet dit deeglik deurgaan en korrek voorberei, want ons gaan dit nie vir hulle regstel nie en ons gaan dit terugstuur en ons gaan vir hulle sê maak dit reg. Dis nou na ons die persoon rustig nagelaat het, ons vat die saak. Ons gaan nou voor die administrasie moet nou reg wees. Ek laat nie so iets toe in my organisasie nie, glad nie. Daar's nie by my 'n file wat jy gaan kry wat nie korrek geskryf is nie en in die regte formaat is nie. Ons het baie streng reëls en regulasies want enigiets wat ons verkeerd doen kan 'n ewige gevolg hê vir die persoon wat ons aangestel het, waarvoor die persoon geld betaal het. En kan 'n ewige effek hê in die howe en ook met die autoriteite en met ons naam en reputasie. Jy gaan nie goed van my kry daar buite is nie. Jy gaan nie goed van my kry daar buite waar die dokumentasie wat geplaas is nie absoluut perfek is. Nou dit het al gebeur en dis waar ons baie ernstig optree dat 'n projek uitgaan en dan is daar 'n glitch en dan is daar 'n verkeerde kom ons sê druk van bewoording. Dit het al gebeur, maar dit gebeur nie meer nie want daar is nou en ons so pas ou ook aan because maar almal onthou ons maak foute. En so leer jy deur jou foute. En jy doen dinge en veral as daar baie druk en baie werk is en kan iets vir jou reg voorkom, maar as jy hom uitstuur en jy ou klik daarop en maak hom oop, dan kom hy verkeerd oor. So ons maak enigiets wat ons optel, wat ons kan sien, wat van watter aard ook al verkeerdelik gepresenteer kan word. Enige vorm van digitale, elektroniese of administratiewe administrasie. Het ons 'n hele kantoorspan wat alles eers check. Want dit is tog belangrik, maar imagine ek stuur goed uit en elke tweede of ons elke nou en dan elke tweede paragraaf is daar spelfout. Dit kan ons sê about nie. En vir my disrespectful, want waarom ek respek hier deur baie ernstige, ons is 'n einde van die lyn super spesialis eenheid wat werk met misdaad, dat ons met op hierdie level met soveel ernstige en belangrike goed werk waar ons presenteer, dat ons nie die moeite doen om die administrasie wat ons ter tafel lê aan die publiek om te lees, dat dit nie perfek en reg is nie. So reëls en regulasies kan ek jou nou al sê, my liewe luisteraars en almal daar buite, en almal wat besighede het, en selfs soos gesê het, van die ou graad eentjie tot die ou man wat binnekort of vrou wat gaan sterf. Jy gaan altyd reëls en regulasies hê. En jy gaan altyd reëls en regulasies wil hê in jou lewe en wil laat toepas, want jy doen dit tot jou voordeel. As jy nie reëls en regulasies in jou lewe gehad het nie, jy gemaak en breek gedoen, gevoel en gesê en gegaan waar jy wil. En dan was jy niks nut en jy was heel moontlik 'n misdadiger. Selfs misdadigers volg reëls en regulasies om hulle misdade uit te voer. Maar anyway, back to the real reality of life. Enig iemand, en ek aanvaar dit is almal wat luister, wat 'n sukses van sy lewe wil maak, volg reëls en regulasies. En as jy dit nie volg nie, dan benadeel jy jouself en jy benadeel die vir wie jy werk. Nou wat doen jy met 'n ou wat net eenvoudig dwars is? Kyk, as 'n ou by jou werk, kom ons praat dieselfde ou, nou trek hy die kar deur sy gat, baas waarsku hom, hy vat hom uit, hy sê vir hom, kyk hoe lyk hierdie kar, wat het ek vir jou gesê, kyk hoe sleg lyk die kar binne, wat is sy krapmerk, dit en dit. Die baas kan een van twee dinge doen, hy sê vir hom sleutels, vat hom, maak hy kar reg en skoon, slat hom vir die skade en stuur hom op die pad. Of hy gee vir hom weer 'n kans en hy laat hom betaal vir die skade. Dis tog logies. Is dit nie? Op die einde van die dag het hy hierdie persoon wat vir hom werk 'n pakket gegee wat tot sy voordeel is. Hy ry die besigheid se voertuig. Hy ry nie sy eie privaat voertuig nie. En heel moontlik het hy nie 'n privaat voertuig nie, so hy skort nog meer. Hy mag dalk selfs in daai pakket hê
dat hy die baas kan vra, of hy miskien Sondag wil kerk toe gaan, of by die familie wil kuier, vra hy vir toestemming en hy sal vir daai petrol betaal. En dit word baie keer so ooreengekom. Die bottom line is, daar is straf in plek. Is dit nie? So as enigiemand in jou besigheid iets verkeerd doen, kan jy dit nie ongestraf laat nie. Nou, 30, 40 jaar terug het jy 'n snotklap gegee, of bietjie gebliksem, of gechoop of gechoke, afhangende van hoe groot die misdaad is wat hy gepleeg het, so dit ou na misdaad kan noem, in 'n organisasie, maar daai dae is verby. So deesdae is daar ander maniere hoe jy ou aanspreek. En die beste manier in enige geval is en dit behoort in enige dokument van aanstelling te wees. Jy weet, ons het 'n credo. En elke besigheid behoort dit te hê. 'n Credo is een van daai, van dit is it is the rules and regulations of an organization. By my mag jy nie rook nie. Geen ou mag by my in my organisasie rook nie. As ontvang is hy weg. End of. Hoekom? Want ons spreek die ergste verslawings aan, dwelms en misdade en. Rook is in my, en hulle gaan nie sê opinie nie. Rook is 'n misdaad. Is 'n misdaad teen die liggaam. Is 'n misdaad instansie van die meeste geld en boewery wat jy aan kan dink gebeur in die sigaret industrie, veral die onwettige sigarette. Rook is bad news. There is no good news about it. Dit is sleg vir jou liggaam. Ons het die gesprek al oor rook gehad en enigiemand kan iets goed sê oor rook nie. Want as rook goed was, dan sou ons dit geïntroduce het en uitgegee het by ons skole en vir ons kinders gesê ons kan dit by oggend saam met sy pronietroutjie maar 'n ou sigaretjie opsit. As rook goed wat jy reduce. You introduce dan dinge in die lewe wat goed is, soos lemoensap, 'n goeie breakfast, vitamines en so voort. As iets nie goed is nie, dan vermy jy dit. Daar's nie 'n middel is sleg, is bad. En ek kan nie laat 'n spesialis ondersoeker. En jy al gesien mense wat rook, hoe kom hulle partykeer voor? Hulle staan so op die een been en die een hand op die heup en dan die sigaret so elke nou en dan na die mond en na met mense. Ek kan nie laat as operateur vir my so 'n move maak nie. So operateur by my moet professioneel wees, sy fotos, sy informasie, sy besigheidskaartjie moet perfek wees. Julle kan maar gaan kyk na die projekte. It must be a perfect person. Want hy het te doen met mense wat imperfect is en wat hulp nodig het. En hy moet 'n voorbeeld stel. En ons sê nie ons is beter as enige ander mense nie. There's no blue-eyed blue-eyed boys in die oog van die Here nie. So geestelik sien ons onsself nie verhewe bo enige, fisies en emosioneel probeer ons 'n voorbeeldslewe wys, 'n lewe. En dit is belangrik. En jy doen dit met 'n behoorlike profile pic van jou op jou besigheidskaartjie met 'n behoorlike verduideliking wie en wat jy is, waarvoor jy staan en met al die inligting van die organisasie en waar jy die webwerf en alles kan identifiseer. Presies wie jy is en waarvoor jy staan. So ons credo, ons ooreenkomste wat ons as 'n organisasie met mekaar aangaan as spesialistondersoekers, waarby ek ook teken, is baie streng. As jy jou voet skeef neersit, is daar gevolge. As jy iets doen wat absoluut die organisasie, jouself en my naam en reputasie en die publiek in enige manier in gevaar plaas, is jy gone. Jy's gone. So jy kan nie veral op die level waar en enige veiligheids- en sekuriteitsentiteit waar jy te doen het. En dit sluit maar almal in, jy kan afgaan, besighede, prokureurs, advokate, munisipaliteite, pa, ma, en. Kan jy nie 'n verkeerde voorbeeld stel nie. Jy moet dit reg doen. Anders is jy nie 'n voorbeeld nie. So rook byvoorbeeld is by ons onaanvaarbaar, pornografie. As ons enige van ons ouens vang
of enigiemand is betrokke met enige vorm van pornografie, of met prostitusie, of met enige vorm van sexual sites, enige sexual content, by enige van my ouens, is 'n immediate dismissal, bye, daar gaan jy, en daai persoon moet maar hoop, ek kry hom nie, want ek fucking bliksem hom ook sommer. As 'n spesialis operateur van my, besig is met pornografie, dink jy vir een oomblik, ek gaan hom nie opfok nie, ek gaan hom bliksem. My magtig, daar uit jy dit nou, plat Afrikaans. En anyway, ek is dan bereid, as hy 'n saak sou maak, wat hy nie sou maak nie, as dit 'n vrou is, gaan ek haar fucking net wegjaag, name and shame, en expose. Dan kan hy dit met die grootste plesier maak, en ek sal in 'n hof staan en getuig. Ek sê, hoekom ek hierdie ou snot klap gegee het of gebliksem het. Want daai spesialis, het nog nooit gebeur nie, en dit sal ook nie gebeur nie, maar ek noem 'n kras voorbeeld. Die bottom line is, my mense, en almal van ons werk met mense. En as jy bad is, dan gaan jy ander mense bad beïnvloed. You always need to be an example, jy moet altyd naaste liefde toon. Jy kan dit nie toon nie, as jy die reëls en regulasies in die lewe verbreek. So as ons in-house praat, wil ek vir jou sê, is baie streng. En by ons is spelling, kommunikasie van kardinale belang. Ons kan nie dat dokumente in enige manier weerspieël waar daar spelfoute is. En daar by ons is geen rede vir oorhaastige WhatsApps, alles het wat, dan stuur jy 'n voice note. By ons, as jy besig is met 'n ry of 'n optrede en jy moet iets vinnig of dringend sê, dan stuur jy 'n voice note. Ek kry baie keer voice notes waar die ouens hygend en amper skreeuend is, wat sê hulle is besig met dit, die, daai en die ander verskoon ons, of so iets. Daar's mos niks meer fout daarmee nie. Maar as jy 'n ding gaan tik later, as 'n operateur, dan moet jy sorg dat dit reg is. Weereens, al is jy die beste ondersoeker in die land, al is jy die beste politikus, al is jy die beste polisieman, as jy iets gaan laat slide, gaan jy dit weer doen. Die mens se natuur is so. As hy 'n corner kan kat, gaan hy hom weer kat. So dit bring my by perfeksioniste. Ek vereis perfeksioniste in alles. Die beste van jou vermoë, jou algee, jou totaliteit. Onthou, die kliënte tel dit op. Die klaer stel dit op. Waar jy jouself ook al op bevind. Jou kinders tel dit op. Jou werkers tel dit op. Die kinders in die skool tel dit op. As jy in 'n posisie is, waar jy ook al is jou nommer 1 prioriteit om jou so naby en so reg as moontlik wat die lewe vereis as persoon, as voorbeeld te kry, en ons stel altyd voor dat jy die Here dien met jou hele hart en siel en gees, jou hele verstand, al jou magte, al jou sintuie en al jou kragte, because then it's possible. En daarna die persone en mense met wie jy ook al deel onder jou, of hulle vir jou werk, of hulle net betrokke is jou, positief, korrek en reg te beïnvloed. So, ek het die meeste verantwoordelikheid by ons spesialis ondersoekers, ernstige geweld, ernstige ekonomiese en ernstige kubermisdaad spanne en taakspanne, want ek moet die voorbeeld stel. Maar ons het 'n open and straightforward relationship. As hulle iets sien of hoor of vermoed of optel wat in enigsins hulle pla, dan moet dit bespreek word. En dit is teenoor my of teenoor enigiemand anderste. So ons laat nie byvoorbeeld nommer 3, 4, waar trek ons al, enige vorm van skinder en kakpraat toe. Chiri, kliks. 2 operateurs wat saam hom en haar en nie met ander deel en kakpraat oor ander operateurs of oor iets buite of wat ook al. Daar is nie by ons so ding nie. By ons is daar totale eerlikheid en deursigtigheid. There is no secret wat die werk betref. Elke ou het sy privaat lewe en dis privaat. Ons het ander streng reëls. Geen familielede mag betrek word by die ondersoeke nie. Geen. Operateur kan nie nou net vandag besluit, alright, hy vat sy vrou nou sommer saam vir 'n drive. Doesn't happen. En in die verlede het ons 1 of 2 sulke gevalle gehad, ons baie ernstig aangespreek, en van die gevalle het nie uitgewerk en nie geluister nie, en ek het hulle laat gaan. The rules of engagement is very strong. En as jy by 'n organisasie werk, het daai organisasie die reg om die rules of engagement te plaas. Imagine 'n spesialis
ex-polisieman kom werk vir my. Hy sê vir my, Mike, ek kom vir jou werk, baie graag vir jou werk. Ek doen aansoek, ek wil jou kom werk. Maar weet jy wat, ek wil hierdie reëls volg. What the fuck? Dat gaan ons nou nie gebeur nie. Maar vat dit in enige besigheid in. Ou by munisipaliteit, 'n politikus gaan raak. En hy stap in en sê, hoorie, ek wil vir julle kom werk en hier's my aansoek en alles, maar weet jy wat, hier's die reëls wat ek wil volg. So die arme 20 en die ander hier en daar wat gereageer het. Hulle sê, "Oh ja, Mike." En sorry, daar maak ek nou 'n stupid voice. Maar kom ons sê dit, kom ons hou dit professioneel. O ja, Mike, maar dit en dit van jou en jy dit en dit gedoen en dan ewe skielik sommer jy daai saak opgefok, jy het nog nooit 'n saak opgelos nie of jy die gedoen of daai gedoen. Nie eers op die onderwerp nie. You will get that. Jy gaan dit kry. En jy gaan dit altyd kry as jy 'n persoon van aansien is in 'n posisie. Die probleem met hierdie 20 reageerders, hulle het reeds lankal besluit. They don't like me. Ongeag wat jy sê, jy moet onthou, die Suid-Afrikaners se nommer 1 sport bly skinder en kap. Golf het dit nie oorgeneem nie, rugby het dit nie oorgeneem nie en ook voetbal nie. Dis skinder en kakpraat. En mense kom nie oor die weg noodwendig met ander mense nie. En dan gaan hulle en hulle raak internet junkies en skinder en kakpraters op sosiale en media en platforms en profiele. En that's what they will do, want is op alles nie voor jou nie. Nie een van daai 20 wat so altyd reageer. Niemand van hulle nie sal my bel. Dis 'n professionele kommunikasie aanknoop. Maar hoorie, kom ons praat nou oor hierdie berig wat in rapport was, oor jou strenge reëls en so. Kom ons praat oor die onderwerp. Of wie wat Mike oor 'n ander onderwerp praat, want ek reageer elke keer as jy in die koerant is, maar ek wil nou met jou direk praat oor dit, daai en die ander. It's not done. Om die waarheid te sê, Rian van Heerden het daai tyd 'n episode van ons in ons reekse, het hy hierdie 20, een vir een gebel voor hulle. Hy het selfs vir hulle genooi om te kom. Hy het vir hulle gesê, kom ons sommer van Townspoort af sê, julle is veilig, ons is almal hier, die hele TV crew is hier so, Mike, doen nie, sort nie hierdie goed met geweld. He's open for discussion. Nie een het ingestem nie. Not one. Wat sê dit van jou van die skinder en kakpraat? Die ouens wat iets te sê het oor reëls en regulasies is gewoonlik mense wat nie reëls en regulasies volg nie en wat nie daarvan hou om te hoor wat moet hy doen en wat hy nie moet doen nie. Ek dink die grootste afsittende manier wat mense my voor identifiseer is die manier hoe ek praat. Die reguitheid waarna hulle nie gewoond is nie. Die ingekleurde verduidelikende gedetailleerde taal. Hier is nie vloek nie. Wie besluit fokus vloek? Waar kom dit vandaan? En niemand vasdebatteer op hierdie ding nie. Niemand, en ek meen niemand nie, het nog ooit 'n debat met geknoop oor ingekleurde ek noem dit so, want ek het geen ander verduideliking oor die taal nie, want jy kan nie daai woorde vervang wat dieselfde mening gaan hê nie. So, op die einde van die dag neem ek alles in ag en alle omstandighede in ag en pas ek aan soos 'n trapsiekie maar. So as ek by 'n skool is, praat ek 'n sekere manier, as ek in 'n kerk praat en 'n toespraak maak, is dit op 'n sekere manier. As ek op die radio praat, afhangende van die luisteraars en vereiste van die radiostasie 'n sekere manier. As ek met die gangsters praat, praat ek 'n sekere manier, as ek met boewe praat, is dit 'n sekere manier. Oral waar ek is daar 'n sekere manier, maar met die manier hoe ek praat is om te bereik wat 'n ou moet bereik. So die onderwerp hier is reëls en regulasies en hoe belangrik dit is. En daar is geen salf te smeer aan reëls en regulasies. Dit is wat dit is en moet gevolg word. En 'n besigheid en 'n instansie en ons as SSS ondersoekers kan mos nie voorgesê word hoe jy jou in-house huis in orde hou nie.
So ter afsluiting, want ons is ver oor die tyd, die absolute credo waar ek staan is dat elke organisasie, elke individu, pa, ma, skool, onderwyser, politikus, polisman, besigheid, wie ook al, het reëls en regulasies. En dit moet gevolg word. En daar kan nie slap aangelê word of toegelaat word of links of regs of weggekyk word. Dit moet toegepas word. Want as dit nie ten strengste toegepas word nie, it will become worse en daar sal meer en meer verkeerdelik opgetree word en nie die reëls en regulasies gevolg word nie. Vir die partye wat gereageer het oor my sterk stellings en oor daai wat positief is, wat sê hulle stem daarmee saam, baie dankie vir die ondersteuning, doen so voort. Vir die wat nie saamstem nie en wat iets te sê het oor my, die 20 of dalk 'n paar meer in hierdie geval, kontak my direk. Kom laat ons daaroor praat. These are matters for discussion, not division. En sê jou ding, moenie jou ding oor afstand sê nie. Let's have a straight talk. Jy hoef nie uit te ry na my toe, jy is welkom. Maar op die einde van die dag, ek is oop vir 'n kommunikasie. En enigiemand kan my altyd bel. Maar hy wat sy mond net eenvoudig spoel en net heeltyd sleg en kwaad praat, is gewoonlik die een wat probleem het met die strengste reëls en regulasies wat dit self nie volg nie, en dit sê baie meer oor hom of haar wat hierdie dinge te sê het as oor my en my karakter en waarvoor ek staan. Reëls en regulasies is iets waarmee jy nie sonder kan lewe nie. As jy die reëls en regulasies in jou eie fisieke lewe nalat, gaan jy ongesond raak en jy gaan vinniger doodgaan. Jy gaan net jou liggaam in totaliteit benadeel. So follow the strictest rules and regulations pertaining your body, jou gesin, jou kinders, jou werk, jou besigheid, jou omstandighede, alles waarby jy betrokke is. Follow the rules and regulations. En dis baie belangrik in my opinie. Daar seker nog heelwat wat hy hieroor kan sê en ek sal graag vrae wil beantwoord. So kom ons hou die spasie oop vir volgende Woensdag ingeval daar vrae of stellings is en ons miskien dalk oor meer spesifieke goed kan praat, doen ek dit met graagte. Maar andersins is ons klaar en ek wil net hoor of jy nog iets wil sê, dan gaan ek eindig in gebed. Nee, wat ek dink jy het mooi verduidelik hoe belangrik reëls is en mense moet maar weet op, ek gaan nou dit nou noem, so dit is klein gemoedsbekakkings kry oor klein goedjies. Ja. Wel, ons bid en ons vra dat die Here vir ons die reëls en regulasies sal duidelik maak, dat ons die reëls en regulasies aan dit wat ons in ons lewens daagliks beleef aan hom sal voorlê. Want ons kan wik en weeg, maar God beskik. Op die einde van die dag, alle reëls en regulasies, soos in ons organisasie, het ons dit deeglik behoorlik bespreek as 'n groep in die diepste en dit voorgelê aan die Here en daaroor gebid en vrede daaromtrent gekry en volg ons dit. En ons vra die Here dat hy vir julle en almal wat luister, wat ook glo dat dit is die beste manier vorentoe in ons alledaagse lewens en besighede en waarby ons betrokke is, let us follow the strictest rules and regulations om ons lewens, fisiese lewens so daardeur te beskerm, ons siele en ons geeste en ons verhoudings met die Here. Die interessante ding is, Here, is dat as ons die reëls en regulasies ten sterkste volg en dit is in lyn met die Bybel, we'll go to heaven en ons sal ons naaste dan lief hê soos onsself. Want streng reëls en regulasies sluit ons naaste in. Dat ons voorbeelde sal wees vir almal. Dat ons die go-to guy sal wees vir almal. En dat ons vir mekaar almal sal lief wees en mekaar in die Here sal opdra. Maar in sterkte en vermoë sal gee om streng reëls en regulasies deur te voer. Ons bid vir julle almal. Ons stuur baie liefde, groete en seën en alles wat mooi is vir julle en baie veiligheid en vrede en ons bid dit in Jesus naam. Amen.